Goeienaand. Ek is nou nie so belese soos Etienne nie. Maar baie dankie vir die voorreg wat ek het om vanaand hier te wees, Etienne en Marelei. Baie dankie. Ek sê ook dankie vir my pragtige vrou wat vanaand 'n bietjie saam met my is en wat my bietjie gaan ondersteun. Ehm ja, ek het nou maar 'n paar notaatjies gemaak want ek kan nie alles altyd onthou nie. So en ek praat nie gereeld voor mense nie. So julle moet my maar verskoon as ek bietjie stotter en stamel. Maar ek is vanaand hier om my getuienis te deel. Eintlik nie myne nie, God se. God se goedheid en wat hy gedoen het in my lewe. En hoe hy my letterlik uit die dood uit laat opstaan het. So jy almal gehoor het, my naam is Willie Richards. Dis my vrou Adine en dan ons dominee Pieter Nel, en Sander en Andrei, baie dankie dat julle hier is. Ek is gebore en getoe in Gauteng. Ek het in Western Area 'n klein myn dorpie groot geword. En ek's my lewe lank nog in die Wesrand. Danksy my vrou en baie ander mense, maar ek dink as jy getroud is jou vrou seker die persoon wat die meeste vir jou bid. So bietjie agtergrond, 2014 het ek my hart en lewe vir die Here gegee. Na 'n baie onstuimige lewe het ek tot inkeer en bekering gekom. En ek en my vrou is in 2000 getroud en sy het met al my nikke en grille opgesit tot en met 2014. So ek wil net 'n versie lees vanaand en ek gaan dit in dis uit die New King James Version. Psalm 130 vers 1 sê, out of the depths I have cried to you, O Lord. En die 83 vertaling sê dit, uit die dieptes roep ek na U, Here. En ek lees hierdie, want julle gaan nou, as ek my testimonie deel, gaan julle weet, hoekom het ek dit gelees. So in 2018 was ek in die rendering bedryf. Nou, julle manne in hierdie wêreld weet wat is rendering. Dis waar jy al die afval uit die mark uitvat en jy verwerk dit. So dis hoenderafval. So ek het in die hoenderbedryf gewerk, waar ons al die hoenderafval uit die mark uitgevat het. En waar ons dit dan verwerk het as 'n meel vir hondekos, 'n proteïenmeel vir hondekos. So 22 November 2018. Dis 'n donderdagmiddag. Daar iets met my gebeur. So ons was besig met 'n projek op die plaas waar ek gewerk het. Ons het verskriklike lang ure gewerk. So ons was besig met 'n projek. Al hierdie goedjies gedoen en tussendeur was ek nog die operasionele bestuurder van die maatskappy. So ek het allerlei werkies gehad wat ek moes doen. Maar ons het gruwelooslike lang ure gewerk. En so op daardie spesifieke dag en in daardie spesifieke week, die Here baie snaakse goed op my hart kom sit, wat ek met my vrou gedeel het elke oggend. So maar ek het baie keer dat ek op 'n Sondag het ek gery en dan het ek nou maar eers weer Donderdag of Vrydag by die huis gekom. En op die spesifieke oggend en in die week wat aanleiding gegee het tot wat met my gebeur het, vir my vrou allerlei random boodskapies gestuur in die oggende. Onder andere die een van Stefan Joubert wat sê, waar is jou God dan nou? Partykeer vra ons dit, waar is jou God dan nou?
Min het ek geweet. So op die spesifieke dag het ek die vorige aand, die woensdag aand, het ek besluit om huis toe te ry. Ek het 11:00 die aand, het ek eers gery. So ek het 168 kilos in die nag hier aangedurf huis toe. By die huis gekom, 0:30 in die oggend, bed geklim, 2 ure geslaap, 3 ure geslaap, terug werk toe, en oggend by die werk gekom, normale dag. Maar die oggend, elke oggend as ek nou op 'n sekere plek kom, dan stop ek, dan spandeer ek 'n bietjie tyd saam met die Here, en dan kom die son nou op, vroeg in die oggend. En op daardie spesifieke oggend, toe stuur ek vir my vrou boodskap: as ek vandag sal doodgaan, sal julle okay wees. Want God sal julle oppas, en hy sal na julle kyk. Toe op die plaas aangekom die oggend, normale goedjies gedoen, die baas het ingekom die oggend, en ons het toe 'n normale dag gehad, gewerk, besig met die projek, in die fabriek, uit die fabriek uit, hier, daar, oral. En so omtrent 2:00 die middag toe besluit, die baas, hulle gaan nou terug, want hulle moet terugvlieg Kaap toe. En so wat ek julle vertel is, ek kan dit nie onthou nie, dis wat mense my vertel het, wat gebeur het, wat my gehelp het. So, ek onthou tot op 'n punt toe, en daarna onthou ek niks nie. So ek het die oggend, die middag toe nou 12:00 toe hulle ry, toe loop ek af na die huis toe, dit was maar ons kantoor, ons het die huis genoem, en ek het gaan sit, soms so plat op die grond, moeg en moedeloos, moeg, totally, totaal en al klaar met die lewe. En so lekker teen die muur gesit, so by die voordeur, en ek het gedink, nou gaan ek huis toe. Ek is nou klaar. En toe kom Amos, en hy kom sê vir my, die tanker met die bloed is nou hierso. En ewe skielik besef ek, hier's 'n probleem. Nou kom ek verduidelik julle wat 'n tanker. So jy kry al die hoenderbloed by die abattoirs, en jy ry dit met 'n, soos 'n petroltanker, ry dit aan plaas toe. Daar tap ons dit uit, dan coagulate jy dit, en jy kook dit, en dan is dit so donker meel, gebruik dit vir die hondekosmark. En hy kom by my en hy sê, "Sir, the tanker is here." En ek sê, "No ways, is it empty?" Hy sê, "No." En onmiddellik is ek op my perdjie, en ek spring op, en ek onthou dit, ek het letterlik 1 tree gegee, en dan gee hy 3 langs my, dis hoe vinnig ek geloop het, maar dis nou 'n hele entjie op, na waartoe hierdie tanker gestaan het. En hy sê, en ek bly vir hom vra, "What's in here?" En hy sê, 16 tons of blood. En ek sê, "It can't be. This tanker should be empty because we had to clean it on Tuesday and then load the oil, and that must go out today. So this tanker is supposed to be empty." En hy sê, "But I just weigh it." En ek sê, "Jy weet niks. Kom." Nou ja, enigiemand wat ammoniakgas ken, sal weet wat doen ammoniakgas in jou liggaam. So in die hoenderbedryf is daar redelike ammoniakgas by die abattoirs wat hulle gebruik om sekere goed te doen. En dit gaan in die bloed, in die vere en in die vleis in, die afvalvleis. So wat gebeur as dit in aanraking kom met vog? Vorm dit soos 'n swaalsuur. So as jy hierdie goed insluk, of jy asem dit in, langer van die hoeveelheid,
Is eintlik nie baie hoop vir jou nie. So, lang storie kort, ek het toe nou rustig daar omgeloop. Rustig, ek sê nou maar rustig. My vrou sê julle vertel, ek is nie altyd rustig nie. Maar ek het omgeloop, en ek het by die tanker gekom, en ek het vir hom gesê, klim jy op en kyk wat is hier binne-in. Get up and see what's inside you. En sy woorde was, but I know it's 16 tons of blood. En hy wou toe nou maak of hy opklim, en ek gryp hom toe nou soms maar in die broek, en ek sê, gaan roep jy nou vir die drywer, want ek gaan nou hierdie drywer hande oplê sonder gebed. Want ek is nikkerig. Ekskuus tog. En ek spring toe nou op hierdie trailer. Ek spring toe nou op hierdie trailer, en ek klim by die trappies op, en ek ruk die deksel oop, en met die kom my ammoniakgas uit die trailer uit. En dit slaan my in die gesig, en ek is kop eerste binne in daai bloed in. Nou, ek het nog 'n skadu op my kop, ek groei nou 'n bietjie hare, laat jy wil dit weer kan sien nie. Maar ek het nog steeds die skadu op my kop, van hoe een van daai penne my geslaan het, toe ek ingeval het. En dank die Here, dat die ou by die boiler gevra het vir Amos, terwyl hy opgeloop het, wat nog omtrent 100 en wat meter op is, where's Willie? And hy sê, no, he left. He says, no, I saw him get up there, het hom sien opklim daar, maar hy is nie meer daar nie. En Amos hardloop toe nou terug, om te kyk waar is ek, en hy sien my nie. En hy hardloop af huis toe, en hy vra by die kantoor, waar is ek? Dis hulle, ek het al saam met hom geloop. En hy sit 2 en 2 by mekaar, en hy besef, ek het in hy tanker ingeval, want hy sien die deksel is oop. En sonder om te dink, spring hy daar, om my te soek. Maar hy kry my nie, want ek is onder die bloed. En met die bewegery, ek weet nie, miskien sal iemand weet hoe lyk hoenderbloed. Dis so groen, jakkie, slijmerige, verskriklike stink. Dis nie lekker nie. Maar dis hoe het lyk. En hy begin beweeg binne in hierdie tanker. Nou ons het dit gemeasure, of gemeet, toe ek teruggekom het, eventually na die maatskappy toe. So as jy in die tanker staan, kan jy basies regop staan, ek kon regop staan, en kom het omtrent tot hierso toe. Dis hoe diep die bloed was. En met die bewegery in die binnekant, toe kom my kop op. Dankie Pieter. En ek is toe nou bo die bloed. Maar ek's nog nie uit nie. 22 minute. 22 minute, luister wat ek vir julle sê, 22 minute. As jy in 'n swembad inval, 7 minute, is jy tickets. Die kans dat jy gaan oorleef is basies 0. Die kans dat jy gaan leef as jy in water val vir 7 minute en jy verdrink is, as jy daarby kom, gaan jy dalk nie heeltemal reg wees nie. Onmiddellik, toe is almal op gereedheid grondslag. Nou hoe haal jy iemand deur daai gaatjie nou weer uit? So hulle vat toe die JCB, en hulle trek my aan my voete met 'n ketting daar uit, gooi my daar op die sementblad neer, maar ek haal nie asem nie. En daar was 'n klomp kontrakteurs en ouens op die site, en hulle maak 'n laar om my en hulle begin bid. Maar ek haal nog steeds nie asem nie.
en 52 minute. Toe kry hulle hartklop. 52 minute. Gooi my toe agter op my bakkie. Dit was my bakkie, die werkse bakkie. En hulle jaag met my na die naaste dokter toe. En Amos is daar. Amos is saam op my bakkie. En hy hou aan. En hy hou aan. En hy slaan my op my hart. En hy pomp, daai ding wat jy so oor jou gesig sit vir die suurstof, pomp hy. Sonder ophou. 12 kilometer ry hulle met my. Toe kom die paramedics van vooraf, met die ambulans. En hulle kry my. En die een medic sê, die paramedic is, toe hulle my vat, toe sê, ons kan hierdie jou los, he's not going to make it. Die ander een sê, hy al asem. Ons moet try. Hulle doen wat hulle moet doen. Hulle vat my na die dokter toe op die dorp. En die dokter sê, sit hom in die ambulans, ry met hom Alberton toe. Ons kan niks vir hom doen nie. Die dokter sê, ons kan niks vir hom doen nie. Die paramedic sê, ons kan hom nie inry nie, hy gaan dit nie maak nie. Die dokter sê, hy gaan dit nie maak nie, ons gaan nie met hom ry nie. Ag, vlieg nie, ons gaan hom inry. En die paramedic sê, ons moet hom invlieg. Lang storie kort, hulle vlieg my in. Alberton toe. Ons het vandag in die kar gepraat daaroor. My vrou onthou die tyd. Die presiese tyd van hoe laat ek geland het daai middag met die helikopter by Unie Hospitaal in Alberton. 4:26 land ek. Maar daar is nie lewe nie. Ek al asem, maar daar is nie lewe nie. En hulle het my ingestoot. Hulle het sielkundiges en almal vir haar reg gehad daar. Die slegste nuus vir haar te deel wat hulle kan. Die dokter het al kom haal, dat sy net rustig kan raak, want sy het van haar kop af geraak. Hy het al kom haal, om haar te wys, ek is daar. Hy het hom verskoning gevra vir die manier hoe hulle my kop toegewerk het. Het was net om die bloed te stop, maar sy het my vertel hoe die bloed daai hele plek volgelê. En hulle het daartoe laat uitgaan, en ek het 'n vriend en 'n vriendin. By ons kerk noem hulle hom Johan Hoed. Hy is ongelukkig nou nie weer ons kerk is, hy het getrek Pretoria toe. Maar ek en Johan Hoed het saam groot geword. En ons was rof. Maar Johan het sy hart en lewe vir die Here gegee, en hy dien die Here voltyds. En daai dag toe is hulle 2 dae, en in daai oomblik, toe stap die 2 paramedics verby hulle. En die een paramedic sê, daai ou is, ek wil nie woord sê wat hy gesê het nie. Ek het hulle ontmoet, die 2 paramedics wat my so toe gevat het. En die ander een sê, hy is nie, hy haal nog asem, hy haal asem. Al moet hulle om suurstof en wat ook al, hy haal asem. Hulle doen 'n brain scan, en daar's nie funksie nie. Daar's geen funksie by my nie. Hulle stoot my uit. Na 6:00 aand, toe laat hulle my vrou en een ander persoon by my toe. Dus ek in ICU, 'n ventilator en allerlei masjiene en goedjies. My hart klop glad nie. My bloeddruk is 80/60. Hulle hou my aan die lewe. En Johan vra die volgende vraag vir die dokter. Kan ek vir hierdie man bid? En die dokter stop almal wat aan my werk. Nie enige ou nie, die dokter stop almal wat aan my werk op daai stadium. En Johan bid vir my.
En die dokter sê, dis al wat gaan help, is gebed. Lang storie kort, ek's in 'n geïnduseerde koma. Johan bid vir die dominee aan die buitekant. Toe hy uitkom, toe wag Johan vir hom, en hy bid weer vir hom, maar ek is daar. En julle, ek gaan nie deur trauma nie. My familie gaan deur trauma. My vrou en my kinders gaan deur trauma, nie ek nie. Want ek weet nie. En so gaan dit toe nou maar elke dag aan. Sy is elke dag by die hospitaal, sy slaap voor die deur, dan ry sy huis toe, dan is daar load shedding, dan kan sy nie by die hek inkom nie, dan ry sy terug hospitaal toe en sit sy voor die deur. Maar sy bid. En almal bid. Gebedskettinge oor die wêreld. Nieu-Seeland, oral bid hulle. Maar daar's nie hoop nie. Maar God het 'n plan. Die Dinsdag kry die familie bymekaar. So ek het 'n redelike groot seun uit my eerste huwelik uit, en dan het ons 'n pragtige dogter. En hulle is almal daar saam met my beste vriend van op daai stadium seker so 52 jaar, 50 jaar. En die dokter sê ons gaan hom nou uit die koma uithaal en ons gaan hom afhaal van die masjien af en ons gaan kyk of hy asemhaal. En in 'n oogwink gaan my hartklop op. In 'n oogwink toe gaan my bloeddruk op. Dit was om en by 2:00 die middag, as ek reg kan onthou. 4:00 die middag, toe sit ek regop op die bed. Net met suurstof en 'n drip en 'n feeding tube. Want ek kon nie eet nie, want my hele mond, my oë, alles het seer gekry, my longe was gebrand gewees. Maar toe sit ek regop op die bed en ek soek my pa, wat 3 jaar van tevore dood is. En my vrou sê, pa kom nou, hy kyk bietjie TV. En my seun is so voorbarig en hy sê, "Leeuw, oupa is lankal al dood." En ek begin huil. Nie oor my pa se dood nie, maar oor die Heilige Gees op baie oomblik oor my kom. En ek weet dat dit net dit is, dat ek leef. Maar dit is nie al nie. So, toe nou 'n paar dae in die hospitaal, of ek is toe nou in ICU, die volgende oggend sê hulle, "Nee, jy's kwaai, jy kan maar uitgaan." Hulle stuur my daarna net 'n high care saal toe. Nou lê ek maar daar. Pieter Nel kom by my. Ek het nie idee wie is hierdie ou wat hier by my is. Hy's my dominee, maar ek weet nie wie sy nie. En ek lê toe nou maar daar tot die Saterdag toe hulle sielkundiges daar by my. Die sielkundige sit vir my en kyk. En sy sê, "Sorry, ek kan jou nie help nie want ek het nog nooit 'n geval soos jy gehad nie. Ek wil 'n studie van jou maak." Wat 'n studie is daar om te maak? Daar's nie 'n studie om te maak nie. God. Jy hoef nie 'n studie te maak nie. Jy moet weet. Lang storie kort, die Saterdagoggend toe vra ek die dokter of ek kan huis toe gaan. En hy sê ja. En ek beloof hom, ek sal by die huis sal ek beter gesond word as in die hospitaal. Maar julle, toe kom ek agter daar's 'n paar goedjies wat nie so lekker met my is nie. Want my meisiekind was op baie stadium in graad 7, né? Standaard 5. Ja. Sy was standaard 5. Ek het nie idee wie is hierdie kind nie. Ek sien haar, dan vra ek vir my vrou, "Wie's die?" Dan sê sy, "Dis ons dogter." Ons het nou gelag in die kar.
Ons het nou gelag in die kar. Ek het gevra vir my ex-vrou. Ehm my seun het ek onthou en my vriend, maar ek kon nie my dogter en my vrou onthou nie. Want dis hoe ver terug my geheue alles weg was. Ek was blind in my linker oog. Ek het geen rekensmaak gehad nie. Niks. Hulle wou nie dat ek warm kos eet nie, want hulle sê ek sal chillies rou eet, dit sal my niks doen nie en ek sal my maag want belemmer. Maar ek was by die huis en ek was gelukkig. Maar dit was 'n stryd. God, waar was jy? Dit speel in jou gedagtes. Dit gaan nie in jou kop op en af. Waar was jy? Hy was daar. Terwyl ek in daai tank gelê het, was hy daar, saam met my. So met tyd het ek toe nou maar 'n bietjie beter geword. En so 4 maande later is ek toe nou terug werk toe met baie genade en baie gebid. Is ek terug werk toe na dieselfde plek toe waar ek gewerk het. En toe begin ek wegraak. So ek moet baie gery en dan ry ek en dan was ek weg. Ek weet nie waar is ek nie. Ek ry in rigtings in. Ek moet my meisiekind by die skool gaan haal. Dan ry ek Pretoria toe. Sulke goedjies. En is my vrou se trauma. Ek het rondgery. Sy moes my soek. En so het dit aangegaan. 6 weke na ek uit die hospitaal uit gekom het, toe gaan ek terug dokter toe. En ek wil hê iemand moet dit hoor vanaand. Sit ek voor hierdie dokter die dag in sy spreekkamer en ek loop moeilik en my liggaam is vergiftig van die ammoniakgas. Het omtrent 2 jaar vir daai gas gevat om uit my liggaam uit te gaan. Maar ek sit voor hierdie dokter en luister julle wat sê hy vir my. Hy sê, do you believe in Jesus? Toe ek by hom, hy sê, morning, en ek sê morning, en hy sê, I want to ask you, do you believe in Jesus? En ek kan nie onthou, ek het my hart en lewe vir die Here gegee in 2014 nie. Maar iewers lê daar 'n klokkie. En ek sê, ja, I believe in Jesus. And hy sê, let me tell you something. That guy with the hat that prayed for you that night, that evening, that's the only thing that saved your life. Nothing I did saved your life. Nothing. Sê die dokter, 'n traumachirurg. Niks wat hy gedoen het my lewe gered nie. Net die genade van God. En so het ons hierdie journey begin stap. Ek het 'n longkapasiteit van 70%, 75%, 73% gehad. Jou suurstofvlakke in jou bloed moet jy op 93% hardloop. Ek kon omtrent nie om die blok loop nie. Ek kon nie eers by die werk baie loop nie. Ek kon nie sien nie met hierdie oog nie. Ek kon nie ruik nie. En toe ek begin rondry, toe kom ek agter ek is kleurblind tussen rooi en groen. Het jy al gedink wat so 'n probleem is dit? Ek stop hier by die roubord. So ek het geleer, bo is rooi, onder is groen. En dan moet julle onthou hoe werk my brein. Of hoe het hy gewerk? My vrou sê hy werk nog steeds soos hy daar gewerk. Oh, sy het 'n grap. Maar dan stop jy by die robot en dan kyk jy, want bo is rooi, en dan kyk ek af en ek raak besig hierso en dan kyk ek op en dan sien ek groen en dan ry ek, maar dan is dit eintlik nog rooi. So dit is nogal 'n probleem. Kom ek Sondag by die kerk, dan sê Pieter dat ek vir jou bid, dat ek nie idee wie sy het. Wie sê die ou wat nou vir my wil bid? Partykeer herken ek hom, maar partykeer nie.
Maar julle, dit is nou regte som ek maak 8 jaar, né? 8 jaar later. En vanaand staan ek hier voor julle. Hierdie is nie my testimonie nie. Hierdie is die goedheid van God. Sy genade vir ons se testimonie. Ek is net die wissel. Ek is net die wissel. Ek is net gehoorsaam. Dis al. Dis God se wonderwerk wat vanaand hier voor julle staan. Hy het gekom en iets wat Satan gevat en probeer vernietig het hy kom herstel. In 'n oogwink. Want hulle daai masjiene afsit, dan gaan alles aan en op. Ek het vir hulle vertel vandag in die kar, ek onthou dit, toe ek weer gaan vir 'n breinscan 6 weke later, of ek kan nie onthou hoe lank was dit daarna nie. Toe is daar so 'n jong meisietjie wat die scan doen en sy sê, hoekom is jy hier? Ek sê, ek het 'n hoenderbloed geval. En sy skree so op die top van haar stem, "Wow!" Nou gat sy. Ek dink, wat het ek nou gesê? En die volgende om te sê dokter daar, wat die verslae doen van die scans en die goed. En sy sê, hier is hy, dis 'n ou wat in die bloed geval het. Hier is hy. Hy leef. En hulle kon dit nie glo nie. Want onthou, hulle doen nie goed en dan loop hulle en hulle stuur jou ander plekke heen, so hulle weet nie of hy leef of nie leef nie, hulle doen maar net die verslae. Soos ek gesê het, toe ek in daai tank was ek nie alleen nie. Die een wat sy bloed gestort het, Jesus, was by my. Every step of the way, elke treukie was hy saam met my. Het hy geweet wat met my gebeur? Ja. Ek glo dit, want hy weet alles. Want hy het ons voorberei. Hy het my vrou voorberei. Wonderwerke het nie 2000 jaar terug gebeur nie. Wonderwerke gebeur vandag. Hier staan ek. Ek is 'n lewende bewys dat wonderwerke plaasvind. Is my lewe vandag happiness and joy? Absoluut. Het ek tekortkominge? Absoluut. Vra my vrou, sy sê julle vertel. Sy is die een wat moet saamleef met my persoonlikheid wat verander het. Na die ongeluk. Maar deur genade kan ek haar onder vanaand. Want sy los my nie net sommer nie. Sy kyk na my en sy versorg my. En sy journey saam met my. En sy ondersteun my. Vanaand of vandag is Hemelvaart. Ons verdrinking is tydelik. Ons opvaart saam met hom is ewig. Jesus verstaan die reuk en vrees van daardie tank. Ek gaan dit net lees. Hy gee vir ons die Heilige Gees. Toe hy opgevaar het, dis die Heilige Gees uitgestort. Sodat ons sy helper kan hê. Die Heilige Gees. Die belofte van Hemelvaart is sodat ons kan asemhaal. Al voel dit of ons baie keer verdrink. Ek was in daai tank waar dit pikdonker was. Maar vandag vier ons Hemelvaart. Die dag wat God vir ons sê dat geen diepte is te diep vir sy genade nie. Geen diepte nie.
Hy het neergedaal in ons bloed en pyn, sodat hy saam met ons, sodat ons saam met hom kan optrek na die lig. Hemelvaart gee ons 'n perspektief van bo. Ons hoef nie vas te kyk teen die kante van die tank nie, maar ons kan afkyk op die oorwinning wat reeds behaal is. Ek staan vandag hier in oorwinning. Ek staan in oorwinning oor dat hy gesê het ek kan hier staan. Oor dat hy besluit het ek mag hier wees. Hy het 'n plan vir my. Jeremia 29:11. Ek weet die planne wat ek vir jou het. Vanaand wil ek jou vra, watter tank is jy? En watter tank is jy? Angs, hartseer, verslawing, miskien moet jy vanaand 'n besluit maak. Vanaand moet jy dalk 'n besluit maak en watter tank is jy? Is jy in die tank van geloof? Is jy in die tank van whatever? Miskien sit jy vanaand hier en fisies lewe jy. Fisies lewe jy, maar geestelik is jy dood. Dan wil ek vanaand vir jou sê, dit wat hy vir ons gedoen het 2026 jaar terug, geld vandag. Dis hemelvaart vandag. Vandag het hy gekom en hy het vir hulle gesê, bly julle agter, ek gaan nou. Het hy nie? Of maak ons dit net cheap? Maak ons dit goedkoop wat hy in die kruis vir ons gedoen het? En ek is nie 'n prediker nie, maar ek voel die Heilige Gees dit goed op my hart, dat ek hierdie goed moet vra. Is jy dood in hoop? Is jy dood in vreugde? Of is jy dood in geloof? Of gaan jy maar net in die tank bly? Ek wil julle bemoedig dat dieselfde Jesus wat my opgetel het, uit daai tank het. En my hier laat staan vanaand kan jou vandag op. Hy kan jou vandag oplig. Wie glo dit? Ons is deur hel, ek en my vrou, en terug. Met wat in die laaste 8 jaar met ons gebeur het. Maar een ding kan ek julle verseker sê, dat ek sal nooit twyfel aan God se genade vir my nie. Ek sal nooit twyfel dat wonderwerke vandag se lewe nog bestaan nie. Daai was net 'n klein hobbeltjie op my pad, met wat hy beplan. Met wat hy beplan. En ek weet, dis mense wat hier sit en dink, man, dit kan nie moontlik wees nie. Dis onmoontlik. Ek sê vanaand vir julle, dis moontlik, want hier is ek. Ek het nie nodig om te luister na mense wat sê dis 'n wollaar storie en sulke goed nie. Daar sit my vrou, laat sy julle vertel waardeur is ons. Laat sy jou vertel hoe sy by my bed gesit en huil.
Soek iemand hier op 'n klavier, asseblief, of 'n ding. Ek weet nou nie waar is. Ek sien nou nie iemand nie. Okay. Ja, dankie. Dis my storie. Dis my storie. Dis wat ek vir julle kan sê. Dis wat die Here in my lewe kom doen het. Ek mag nie groot kop kry oor die, want dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor hom. Dit gaan oor wie hy is, nie oor wie ek is nie. Ek is net 'n doodgewone ou met foute. Baie. Al dien ek die Here, maar ek is so lief vir hom. Want ek weet wat dit in my lewe kom doen. Ek is basies totaal en al herstel. In hierdie tyd het hy gekom en deur gebed het ek sig in my oog teruggekry dat dit beter is as hierdie oog. My longe is reg. Ek het nie pyne in my lyf meer nie. My vrou sê ek is baie keer nog nie heeltemal hier reg nie, maar ons bid daarvoor. Maar al wat ek vir julle wil sê vanaand is, hierdie is vir my 'n voorreg om hier te staan. Dis nie my reg nie. Dis 'n voorreg om hier te staan en dit met julle te deel. Dis 'n voorreg vir my om hier te wees, om vir julle te verduidelik en te vertel, en ek glo nie julle besef die grootheid en die goedheid van God nie. Ek kan getuig, ek het dit eerstehands beleef, van geen hoop af nie, na waar ek vandag is nie. Waar my familie dalk nie 'n pa kon gehad het nie. My vrou, my 2 kinders en my kleinseun dalk nie 'n pa en 'n oupa kon gehad het nie. Is ek vandag hier deur sy genade, deur sy goedhartigheid, deur sy soewereiniteit. Is ek vandag hier. So ek wil vra dat, en ek voel net die Heilige Gees druk dit op my hart vanaand, en ek wil hê almal moet hulle oë toemaak. Ek wil hê julle moet julle oë toemaak. So as jy vanaand hier sit en jy is in 'n tank, maak nie saak wat se tank dit is nie, maak nie saak wat jou omstandighede is nie, maak nie saak wat dit is nie. As jy vanaand hier sit, en ek wil nie hê jy moet onderdruk voel nie, ek wil nie hê jy moet gepressure word nie, ek wil nie hê jy moet, jou vrou met jou in die ribbes pomp nie, maar as jy vanaand hier sit, en jy wil ja sê vir Jesus, dan wil ek hê jy moet jou hand opsteek. Almal se oë toe. Dankie. Dankie. As jy vanaand wil ja sê vir Jesus, steek op jou hand. Dankie. Dankie. As jy vanaand in 'n tank is van angs of bangheid of wat ook al, steek jou hand op. Enige tank waarin jy is, as jy gebed nodig het. Dankie. Ek gaan vra dat almal wat hulle hande opgesteek het vorentoe kom asseblief. Ons wil graag vir julle bid. Almal, kom. Almal wat hulle hande opgesteek het. Wie wil uit die tank uitklim? Wie wil sê ek het genoeg gehad van my ou lewe, ek soek 'n nuwe lewe? Wie wil sê ek kan nie meer leef soos wat ek geleef het nie, ek soek 'n nuwe lewe?
Ja, sal julle net so hier so agter, almal hier so, jy ook, kom. Etienne, ek weet nie of julle bedieningsspan hier is nie, dan kan hulle ook net sommer hier so. Dankie, dankie Jesus. Dankie Here. Hulle gebed vir julle doen, en as jy 'n spesiale gebed vir genesing of angs of wat ook al nodig het, spesiale gebed, dan kan julle bly, ons sal vir julle bid. Maar ek wil net vir almal wat hier is, wil ek gou bid. Nie gou gaan nie, kom ons bid net. Ons hemelse Vader, almagtige God, Here, ons loof en ons prys en ons eer U, want U is so almagtig. Vader, ek dank U vir elke persoon wat vanaand sy hart en lewe vir die Here gegee het. Vader, U sê as ons bely met ons mond en glo, dan is ons gered. So ek bid vir elkeen vanaand wat hier staan, wat ja gesê het vir U. Heilige Gees, ek wil vra dat U hulle sal kom indeponeer. Vader, hulle het die deur oopgemaak sodat U kan inkom. So Here, ons is so dankbaar vir wie U is en nie wie ons is nie. Vader, want as ek hierdie moes gedoen het, sou dit 'n totale flop gewees het, maar U is die waarmaker van die woord. U is dieselfde gister, vandag en môre. Here, ons het U lief met ons hele hart, met ons hele siel en met ons hele verstand. Dankie Here vir elke hart, vir elke persoon se hart hierso vanaand. Dankie Here dat U is wie U sê U is. So Vader, ons loof en ons prys en ons eer U in Jesus naam. Amen. Amen. Voor Willie afgaan, as jy vanaand hier is en jy voel maar daar's dood in jou lewe. Mens dink so aan Esegiel 37, dan wys die Here vir Esegiel 'n vallei van doodsbeendere en dan vra hy vir Esegiel, maar kan daar lewe in hierdie doodsbeendere kom? En dan sê hy, ja Here, maar net U weet. Jy het vanaand 'n getuienis gehoor van iemand wat letterlik uit die dood uit opgewek is. Die Here het dit nie net 2000 jaar terug in Jesus Christus se lewe gedoen nie. Hy het dit in Willie se lewe gedoen, maar vanaand wil hy dit in jou lewe doen. En as jy vanaand hier is en jy voel maar, hoor hier is sommer net dood in my gemoed, dan wil ek vra dat jy staan en dan gaan ek vir Willie vra om vir jou te bid. En as jy vanaand hier is en jy voel, ja, maar daar's dood in my finansies en daar's dood in my besigheid, dan wil ek vra dat jy staan en dan gaan ons vir Willie vra dat hierdie selfde God wat lewe in hom gebring het, lewe in jou sal bring. Miskien is daar dood by die huis in die opsig dat daar's dood in jou huwelik. En jy dink, hierdie verhouding kan nie beter nie en kan nie anders nie. En dan gaan ek vra dat wil jy net saam met jou bid. So as jy in enigeen van daai kategorieë val en jy voel, hoorie maar hier's dood in my lewe, dan wil ek vra, staan nou. Staan nou op en dan gaan ons saam met jou bid. En dan gaan ek vir Willie vra dat hy vir ons bid. So kom, moenie skaam wees nie, staan op. Staan op. En ek gaan vir ons eie persoonlike Lazarus vra, laat hy bid, dat die Here lewe. En wat ook al jou omstandighede is, laat hy lewe in daai omstandighede sal bring. Vader, ons kom vanaand en ek spreek in elkeen wat staan hier so vanaand se lewe, spreek ek lewe, oorwinning toe. Vader, ek vra dat U elkeen wat staan sal seën en sal bless. Ek vra dat U hulle grondgebied sal vergroot.
en verbreed. Vader, ek vra dat U sal keer dat daar geen onheil teen hulle kom nie, Here, dat daar nie 'n leuen van die duiwel in hulle lewens sal kom nie, Here. So ek kom en ek bind en ek breek dit vanaand in Jesus naam. Ek kom spreek dit aan in die koning se naam. Koning Jesus. Ek spreek lewe oor elkeen. Here, soos wat U my nuwe lewe gegee het, soos wat U vir my 'n tweede kans gegee het, kom vra ek vanaand vir elke persoon wat hier staan, Vader, maak hulle lewendig. Make them alive. Give them joy. Gee hulle vreugde terug, Here. So Vader, ons weet, U is 'n waarmaker van die woord. Ons weet, U wil net die beste vir ons hê. U maak daardie belofte 800 keer in die Bybel. U wil net die beste vir ons hê. Daar's 800 beloftes en meer in die Bybel waar U sê U wil net die beste vir ons hê. So Here, ek kom bid lewe oor elke persoon hier vanaand. Here, U het my uit 'n gewisse dood uit, het U my opgetel en het my lewendig gemaak. Vader, en dis U genade. Ek bid genade op elke persoon wat hier so staan nou. Bid ek genade toe. Heilige Gees, kom net en raak elke persoon, kom staan stil by elke liewe persoon en kom raak daai persone aan. In Jesus naam spreek ek dit. Amen. Ek wil vra, as jy vanaand hier is en jy het 'n getuienis gehoor van 'n wonderwerk wat die Here kom doen het. En daar was 'n ingryping na 52 minute en Willie was nou vir 'n paar dae in 'n koma, geïnduseerde koma. En wat hy eintlik nie vir julle gesê het is nie, die dokters het die familie laat kom en gesê, hoor jy, ons gaan die masjiene afsit. En toe hulle die masjiene afsit, toe begin hy op sy eie asemhaal. En so daar was so half 'n onmiddellike wonderwerk wat plaasgevind het. En toe daar 'n progressiewe wonderwerk plaasgevind, want hy was blind in hierdie linker oog. Longkapasiteit was nie goed nie, sy liggaam was vergiftig. En daar's baie gebeure oor die volgende 2-3 jaar wat vir hom opgegaan het. En die Here het onmiddellik genees en gered, maar hy het ook oor tyd het hy genees en gered. En as jy vanaand hier is en jy het siekte in jou liggaam, dan wil ek vir jou vra om ook vorentoe te kom. Ek gaan dalk vir hierdie groepie vra om net so klein bietjie oor te skuif. En dan gaan ek die groot groep vir Willie gee om voor te bid. So hy sal so individueel saam bid. En dan gaan ek sommer net vir Andrei vra, Sander, bid jy saam met Willie? En dan gaan ek sommer net vir Andrei vra om saam met dit. Julle kan so klein bietjie oorskuif en dan as jy haastig huis toe is, dan is jy natuurlik welkom. Maar as jy behoefte het, dat ons net saam met jou bid en die Here vertrou vir jou liggaam en laat hy jou aanraak, dan gaan ek vanaand vir jou die hande oplê en ek gaan vir jou bid. En ons gaan die Here vertrou dat hy 'n skielike ding in jou liggaam doen. Maar miskien is jy dalk soos Willie wat die Here begin met 'n proses van genesing en herstel en laat hy daai proses verder vat. So as jy behoefte het dat ek vir jou bid net vir jou liggaam, dan gaan ek en Andrei sommer net vir julle bidde. En dan wil ek vir elkeen sê, daar's niks so dood dat die Here nie lewe daaraan kan bring nie. Hier's 'n klomp van julle wat al vir baie lank oor baie dinge bid. Hou aan. God hoor, God sien en God is bewus van jou omstandighede. Hou aan bid. Net voor ek vir die siekes bid, ek wil net vir elkeen van julle wat opgestaan het vanaand,